En nou as Louis vir my gevra of ek ietsie sal sê van al die vreeslik baie dinge wat ek weet, so ek gaan nou Nadeer en sy toesprake vir julle herhaal. Eindelijk het hierdie twee skoon manne alles gesê wat 'n mens kan sê, regtig as jy wil raad gee oor hoe om gedigte te skryf en wat is goeie tips. En Jan het gesê, lees tot jy naar word. Maar ek wil net so 'n bietjie daarby aanlas. Moenie net gedigte lees tot jy naar word nie. Lees die natuur, lees koerante, lees mense se gesigte, lees advertentieborde, lees koerantopskrifte, lees. Gebruik hierdie goed. En laat dit in jou onderbewussyn insit, want dis waar die prut begin. Dis waar gedig begin uitbroei. Is al die goed wat jy waarneem. By Ian se klas het ons geleer, ek weet is een van Ian se gunsteling sê dinge, en nou is dit een van my gunsteling sê dinge. 'n Digter is meer as net iemand wat woorde aan mekaar sit. Jy is 'n joernalis. Jy is 'n observeerder. Jy is die persoon agter die mikroskoop in die laboratorium. Jy is 'n dramaturg. Gedigte gaan nooit net oor wat hier in jou hart en in jou siel en in jou bene aangaan nie. Daar's 'n hele wêreld daar buite. En dan net om af te sluit, voel ek daar's 4 goue reëls en ek gaan 4 baie slim mense aanhaal, want ek het dit nie uitgedink, ek wens ek het. Ankie Krog het gesê, snoei tot sy bloei. As jy gedig geskryf het, snoei tot sy bloei. Jy werk aan daai ding tot omtrent net die skelet oor is, want dis waar die krag in lê. Is daai bare bones, die bloed in die bene. Jy sny al jou oortollige woorde uit. En 'n goeie toets is om te kyk, as jy 'n hele paar adjektiewe of byvoeglike naamwoorde dan gebruik het, kyk wat gaan met jou gedig gebeur as jy daai woorde uithaal. Maak hy jou gedig beter. As hy nie jou gedig beter maak nie, haal die ding uit. Dan hoort hy nie daar nie. As daai strofe niks doen vir jou gedig nie, haal hom uit. As jy heilig voel oor hom, bær hom vir 'n ander gedig waarna hy dalk beter gaan pas. Ek weet ongelukkig nie, sorry julle, ek het gelê in slaap vanmiddag, ek wou nog gaan Google het wie het gesê, kill your darlings. Ek dink baie van julle het dit al gehoor, kill your darlings. Wees genadeloos wanneer jy weer na jou gedig kyk. Daai dinge wat jy so precious oor voel, wat jy dink is nou verskriklik mooi, kill dit. Draai maar nek om. Die hebelikhede, dis so mooi, né? Daai hebelikhede. Daai goed waaroor jy sê, yes, like ek het nou awesome ding uitgedink. Maak haar dood. Maak so sien, bamba, draai die ding sy nek om, of bær hom vir 'n volgende keer. Maar gewoonlik is daai een dingetjie waaroor jy so heilig voel, jy net so verskriklik mooi is, dis die ding wat jou gedig gaan laat struikel, en hom nie lekker laat werk nie. Marjorie Wallace het gesê, toe iemand haar gevra het, wat dink sy is poesie? Het sy hierdie pragtige definisie gegee. Poetry is real toads in imaginary gardens. Wagtig julle, as ek so gedig lees, dan wil ek huil. Wanneer iemand vir jou 'n padda laat brul in 'n verbeelde tuin, laat dit jou strewe wees. Laat dit die een ding wees wat jy in jou gedig gaan begin soek of begin inwerk, is 'n real toad, 'n regte brulpadda in 'n verbeelde tuin. En dan die heel laaste ding, my persoonlike gunsteling. Roy Campbell was 'n baie onderskatte Engelse digter, Suid-Afrikaner. En hy het 'n gedig net van 4 reëls geskryf, waarin hy met digters praat. En hy sê, man, Maggies, julle beskryf hierdie pragtige leersaal, en hierdie blink stiebeels, en die toom, en die luisels, en die stang. But where's the bloody horse?
Nou, dit help nie, jy beskryf die staal en die toom en die stiebiels en al daai goed, en jy het nie 'n dankperd in jou gedig nie. Begin by die perd. Die ander goed is trimmings, dis eintlik waarop dit neerkom. So, as ek 'n gedig lees, dan soek ek die bloody horse en ek soek die real toad. Dis alles wat ek te sê het oor gedig. Ek hoop nou nie ek het soos 'n predikant te lank gepraat. Christo?